Goeiedag broers en susters. Ek het die wonderlike voorreg om vandag hier in die Donkiebos te sit. 'n Plek waar 'n mens sommer net kan kom stil word, tot rus kom. En mag jy die volgende paar oomblikke net al jou bekommernisse, alles wat swaar op jou lê, net eenkant sit en sê, Here, kom maak my stil. Here, kom maak my ore oop. Ek wil luister. Here, kom praat met my, want ek wil u gedagtes hoor. Here, ek weet, u is hier, met my, en saam met my. 2 weke terug het ons stilgestaan by die tema van, ek is goed genoeg. Ek is goed genoeg. En Dawid het ons herinner in Psalm 139, dat ek is wonderbaarlik aan mekaar geweef. En hy sê, ek staan in verwondering oor hoe ek gemaak is. Hierdie fisiese liggaam wat God vir my kom gee het. En ons lees in Spreuke 20 vers 12, die oor wat hoor en die oog wat sien, en dan sê dit, die Here het hulle albei gemaak. Hy het my ore gemaak, hy het my oë gemaak. Hy het hierdie fisiese liggaam vir my kom gee. Hierdie tasbare omhulsel, my sintuie, my ledemate, my organe, om te funksioneer in hierdie wêreld. Maar broer en suster, dan weet ons mos ook, dat ons het 'n geestelike liggaam. Hierdie onsigbare wese, hier binne in ons siel, ons gees, wat ons emosies, ons geloof, en ons verhouding met God bevat. Want Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 6, vers 19 tot 20, of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Wat sê die wêreld vandag vir ons? Hierdie liggaam behoort aan myself. Ek kan doen met hierdie liggaam net wat ek wil. Die woord sê vir ons, nee, ek behoort aan God. En ek moet my hele wese, insluitend my ore, dis waarby ek vandag wil stilstaan, insluitend my ore, moet ek hom verheerlik in my liggaam, want hierdie liggaam is 'n heilige tempel. Dis wat hierdie liggaam is. So, as ons praat van ons ore, is die vraag vanuit Paulus se konteks, is my ore heilig? Is my ore afgesonder vir God? Behoort my ore aan God? Dis 'n vraag wat ons onsself moet afvra. En ek wil miskien by 4 punte stil staan, wat ons kan help om ons geestelike gehoor in te stel. En die eerste een natuurlik is, pas op vir die uitleen van jou ore. Ons leef in 'n wêreld waar daar soveel stemme opgaan. 'n Wêreld wat ons ore bombardeer met 'n klomp stemme. Ons hoor die stem vanuit die wêreld wat ons aanjaag. Ons hoor die stem van die nuus wat ons bang maak. Ons hoor die stemme van twyfel wat die geloof in ons wil kom stil maak. En natuurlik, die uitdaging is, aan wie leen ek my ore uit? Want ons leen ons ore uit aan kinderstories, aan negativiteit, en ons leen ons uit aan goed wat in die sosiale media aangaan. En aan baie keer eet ons hierdie goed vir soetkoek op, en ons glo dit. Dis die realiteit van ons lewe. Daarom skryf iemand die volgende: dit neem tyd vir die modderige, raserige geraas van die moderne lewe om af te sak na die bodem van ons oorvol siele, sodat ons God kan hoor. Sodat ons God net eenvoudig kan hoor, dat ek nie my ore vir die wêreld uitleen of verhuur nie, maar hierdie 2 ore van my is afgesonder vir God se waarheid. Want hy is waarheid. Dis ons uitdaging elke dag in hierdie wêreld. 'n tweede belangrike punt is, moenie geestelik doof
of swaarhoorig word nie, of raak nie. Want ons kry dat mense word doofgebore. Ons kry mense wat doof word vanweë omstandighede. Maar ons, broer en suster, word ook geestelik doof. Iemand kan met my praat, en ek kan luister, maar is een oor in, en 'n ander oor uit. In Matteus 13 vers 14, verwys Jesus ook na wat Jesaja gesê het, juis oor hierdie ding, want hy sê, julle sal alles hoor wat gesê word, maar dit sal by die een oor ingaan, en by die ander oor uit. Net voor hierdie gedeelte het ons die gelykenis van die saaier, die saad wat op die harde pad val, op die klipbanke, tussen die onkruid. Met ander woorde, ek luister, maar dit sink nie hier binne in nie. Dit het geen impak op my lewe nie, dit bring nie vrug voort in my lewe nie. Handelinge 28 vers 27 skryf Paulus, hierdie volk se verstand is afgestomp, en dan sê hy, hulle het hulle ore toegedruk. Hoekom druk ons ore toe? Want ek wil nie hoor wat ek hoor nie. Ek wil net die waarheid hoor wat die Here nou met my deel nie. Daarom druk ek my ore toe. En Paulus skryf iets soortgelyk in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4, as hy praat van mense wat sê, ek hou nie van die waarheid nie, ek soek mense, ek soek leermeesters, wat vir my gaan sê, waarvan ek hou. Mense wat my ore lekker gaan streel, en hulle sondige natuur gaan pas. Daarom gaan ek my ore vir hulle oopmaak, maar ek sukkel baie keer om my ore vir die Here oop te maak. Verder skryf Paulus in dan Handelinge 7 vers 51, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Julle is swaarhoorig, want julle maak julle ore toe. Julle druk julle ore toe, julle ore is afgestomp vir die woord van God en God se leiding. En julle wil nie na die stem van die Heilige Gees luister nie. So die vraag is, broer en suster, hoekom druk ons ore toe vir die Here? Want ek glo, ek weet beter as God. My pad is 'n baie beter pad as God se pad. Daarom druk ek my ore toe, want ek hou nie lekker van dit wat God met my deel en wat God met my lewe wil doen nie. Iemand gebruik ook hierdie kosbare beeld. Hy sê, ons moet Jesus toelaat om die grondboontjie botter uit ons geestelike ore te was, sodat ons weer sensitief kan wees vir die Gees. Sodat ons weer kan luister, sodat ons weer kan hoor. En dit bring ons by die derde punt wat sê, ek kan nie net luister en hoor nie, ek moet gehoorsaam wees. Dis wat dit van ons vra. Markus skryf in Markus 4 vers 9, wie ore het en kan hoor, dan sê hy, moet luister. Ek moet luister na wat God vir my sê. En ek moet nie net luister wat God vir my sê nie, ek moet gaan doen wat God vir my sê. Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek is bereid om in gehoorsaamheid te luister na Jesus se liefdevolle stem, en te sê, vertrou hierdie stem, en ek is bereid om hierdie stem te volg. Soortgelyke beeld kry ons met Samuel. God roep vir Samuel 3 keer, Samuel, Samuel, en dan 1 Samuel 3 vers 10 sê hy, praat Here, die dienaar luister. Broer en suster, as ons die woord van God oopmaak, is dit ons gebed, te sê, Here, praat met my, die dienaar luister. En praat nie net met my nie, want ek wil luister nie. Here, ek wil dit gaan leef, wat u vir my kom sê. Dr. Henry Blackaby het gesê, ons moet weet hoe God praat, toegerus wees om hom te hoor, en gereed wees om in gehoorsaamheid te reageer.
te doen. En dit bring ons by 'n vierde belangrike punt is, skakel in op die regte stasie vir lewe en genesing. Dis is 'n radio ook, wat ek moet fine-tune, om op die regte kanaal te kom, sodat daar geen geraas is nie, want as ek my ore uitsluitlik vir God en sy woord uitleen, dan gebeur daar wonderlike dinge wat ek en u elkeen in ons eie lewe nodig het. Nommer 1 is, ons het leiding en rigting nodig. Almal van ons het dit van tyd tot tyd nodig. Jesaja 30 vers 21 sê, jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Dit is wat ek moet doen, dis die pad wat ek nou moet volg, dis die rigting wat ek nou moet inslaan in my lewe. En dan het ons gepraat van al die stemme wat opgaan in ons lewe, want om misleiding in ons lewe te voorkom, om onderskeid te maak tussen waarheid en leuen, het ons geestelike onderskeiding nodig. Psalm 1 vers 1 sê vir ons in die boodskapvertaling, God hou sommer baie van jou, want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy weet, wat is nou waarheid en wat is leuen. En as ons ore uitleen vir God en sy woord, dan bring dit genesing en lewe vir die liggaam. Nie net vir myself nie, maar vir ander ook. Spreuke 4 vers 20 tot 22 praat daarvan. Spits jou ore vir my woorde. En dan so een keer dan sê, want dit is die lewe vir hulle, wat dit vind, vir die hele liggaam, bring dit genesing. Dis die wonderlikheid, wanneer ons ore spits, op God se stasie. En dan, speel God se stories uit in ons lewe, elke dag. Want ek staan elke dag op, sê, praat met my Here, u dienaar luister. Ek wil deel vorm van u storie. Ek wil miskien 'n laaste punt ook maak, na aanleiding van wat iemand hierdie week ook gedeel het. Jesaja 59 vers 1 sê, God, maar my oor is nie te doof om na julle te luister nie. En dan die vraag vir my en u is my oor te doof om na die mense rondom my te luister? Of is my ore veilige ore? Ore wat mense kan vertrou. Ore wat sê, jy kan by my kom tuis kom. Dis wat my ore is vir jou. Want ek het jou lief. Ek gee om vir jou. Daarom wil ek na jou luister. En broeder en suster, as ons geestelike ore so funksioneer, soos wat God wil hê, dit moet, en wat ons nou gehoor het, dan sê Matteus vir ons, maar ons is gelukkige mense. Matteus 13 vers 16, julle is gelukkige mense, wat julle oë kan sien, en julle ore kan hoor, en julle kan verstaan. Dis die impak van ons geestelike ore, en hoe die Here wil hê, ons ore moet funksioneer. Kom ons word net vir 'n oomblik stil, en dan bid ons saam. Here God, dankie vir die wonder van hoe u my gemaak het. Dankie vir my fisiese ore, maar veral dankie vir die geestelike ore wat u in my geplaas het. Here, ek bely vandag dat my ore so gereeld uitgeleen word aan die geraas, die vrees, die skinder en die opinies van hierdie wêreld. Vergewe my waar ek my ore toegedruk het vir u waarheid, omdat ek my eie pad wou loop. Ek bid vandag, kom was my ore skoon met u Heilige Gees. Maak my hart stil, sodat die geraas van die lewe kan afsak. Skenk my die genade van 'n gehoorsame oor, 'n oor wat nie net hoor nie, maar wat u volg. Mag my gebed elke dag wees, praat Here, u dienaar luister, in Jesus naam, amen. Broers en susters, voor ons uit mekaar uitgaan, mag jy die seën van die Here met 'n oop hart ontvang. Mag die Here jou behoed en bewaar. Mag jy die fluistering van sy stem in jou alledaagse lewe hoor. Mag sy woord vir jou rigtingwyser op jou pad wees. En mag sy teenwoordigheid vir jou rus, vrede en genesing bring.
Amen. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.